Goeiemôre maats. Ek en Tannie Lizzie is hier by mekaar en ons doen so 'n bietjie Bybelstudie. En ons gaan ons leer oor die enigste ware God. Daar's geen ander God nie. Ons gaan nou net bietjie kyk na 'n paar teksversies. Is jy reg, Tannie Lizzie? Kan jy vir my sê wat staan in die eerste teksvers in die Bybel? Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Goed, ek hoor nie sy sê daar's iemand anders wat hom gehelp het nie. Hy sê God het die hemel en aarde geskape. Dit is die enigste een wat enige iets geskape het. Nou wonder ek, Tannie Lizzie, wil jy nie vir my Johannes 3 vers 16. Onthou Johannes is nou weer in die Nuwe Testament. Lees vir my Johannes 3 vers 16 asseblief. Want so lief het God die wêreld gehaat, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis reg. So ek lees ook nie dat daar 'n ander redder is nie. So God is die enigste God wat die hemel en aarde gemaak het. Hy is die enigste God. Daar's nie nog 'n God nie. Party mense dink daar is, want hulle aanbid ander gode. En daar's nie geen ander redder nie. In Johannes 3 vers 16 lees ons net van een redder wat daar is, en dis Jesus Christus. Dis God se seun, nê? Nou ek gaan vir julle vandag vertel van 'n baie hartseer storie. Tannie Lizzie, ek dink ons kry dit in as ek hier in my notas kyk, 1 Konings hoofstuk 16, 17 en 18. Lees ons van 'n baie hartseer storie. En ek wonder of julle weet wat is die storie? Ons het al daaroor gepraat. En ons pastore het al gepreek daaroor, oor hierdie geleentheid. Dis 'n baie interessante geleentheid. As vra vir pappa en mamma dat hulle die storie vir julle bietjie lees uit die Bybel uit, dat julle die storie kan hoor hoe klink dit in die woorde van die Bybel. Maar ek gaan vandag vir julle herinner waaroor die storie gegaan het. Julle kan onthou, daar was 'n profeet met die naam van Elia. En Elia, 'n profeet beteken iemand wat van God hoor. En dan sê hy, gaan sê vir die volk dit en dit. Nou Elia het toe na die koning toe gegaan van daai tyd, want sy hart was baie seer. Die koning en al die mense van daardie land, van Israel, het die Baal God aanbid. En God is toe baie kwaad vir Israel. En hy sê vir Elia, gaan sê jy vir my volk, dat ek nie gaan vir julle reën stuur nie. Dit gaan nooit reën nie. Dit beteken, as dit nie reën nie, dan brand al die gras dood. Verskriklik droog. Ja, en julle het nou gesien in die winter, as die gras so dood gaan, en die blomme gaan dood. Dit gaan altyd so lyk, daar gaan nie koring wees nie, daar gaan geen kos wees nie, want God is so kwaad vir sy volk. Hy het gesê, ek gaan nie vir julle reën stuur nie. Maar vir Elia, en hy het toe gegaan, en vir die koning gaan sê, jammer, dit gaan nie reën nie, en toe reën dit nie. Arme Elia, dink julle hy het kos gekry? Ja, God het 'n plan gemaak. Weet jy wat het God gedoen? God het kraaie gestuur, hier groot swart voëls, met vleis en brood, elke oggend en elke aand. So daai kraai, dink ek, het ergens die koning of iemand se vleis en se brood gesteel, en dit vir Elia gevat. En dan lees ons toe daardie spruit, hy het by 'n spruit altyd gesit, en by die spruit was daar water. Toe die water opdroog, toe sê God vir Elia, ek gaan vir jou verder sorg, en jy gaan nou na 'n sekere dorp toe, en as jy in die dorp instap, sal jy sien, daar is 'n vrou, wat besig is om houtjies op te tel. En sy gaan nou vir hulle kos maak. En jy moet vir haar sê, dat sy eers vir jou moet kos maak. My hart was eintlik seer toe ek dit lees, weet jy. Want hoe kan jy nou vir iemand sê, jy moet met jou laaste olie en met jou laaste meel wat jy het, moet jy eers vir my kos gee. Ja. Dit klink nie vir my reg. Dit klink nie reg. Maar God het ook met die weduwee gepraat in haar hart. Maar sy was baie onseker, as jy dan vir my sê, ek moet vir jou my laaste kos gee. En ek weet nie waar gaan die kos vandaan kom nie. Ja. Hier met die lockdown het baie mense honger gely. En party mense het gedeel, maar as dit jou laaste kos was, weet ek daarom nie. Maar God het vir Elia gesê, sê van moenie bang wees nie. Maak eers vir my kos. Maak eers vir my 'n broodjie. En die weduwee het gegaan en sy het vir hom 'n broodjie gemaak met die laaste olie en die laaste meel, en sy het dit vir Elia gegee om te eet.
Weet jy wat sê God, Elia toe vir die weduwee? Sy sê, moenie bekommer nie, gaan haal al die kanne wat jy kan kry, al die houers wat jy kan kry, bring jy dit hiernatoe. En toe word al daai kanne vol olie en al daai meel, daai houers word vol meel. En hulle kon altyd brood en daarvan maak, altyd deur, hulle het nie honger gehad nie, totdat daar later gereën het. Maar toe sê God op 'n dag vir Elia, gaan nou na die koning toe, en dan gaan sê hy vir die koning, God is kwaad vir jou, dis oor jou dat daar nie gereën het nie, dis nie ek wat dit net gesê het nie, dis God wat gesê het, daar gaan nie reën nie, maar kom ons kyk, wie is die ware enigste God? Kan julle onthou, ons het nou gelees, wie is die enigste skepper, wie is die enigste verlosser? Toe sê Elia vir die koning, moenie vir my te kwaad wees nie, maar kom ek gaan wys vir jou vandag, wie is die ware God? En hy het gegaan, en hy vat sy 450 Baal priesters, saam met hom, die hele volk saam met hom, en hulle klim op die berg Karmel. En op die berg Karmel sê Elia vir hulle, julle gaan nou vir julle eerste 'n altaar bou vir julle God, die Baal. Dan gaan julle 'n os doodmaak, en julle gaan die os op hierdie altaar sit, en dan gaan julle na julle God roep, dat hy moet reën stuur. Julle mag nie 'n vuurhoutjie vat, en hierdie vuur aan die brand steek nie. Daai God van julle moet hierdie vuur aan die brand steek, self. Ag, en hulle was hastig, hulle het gesê, is reg, ons het geen om nie, hierdie Baal is mos die enigste God, en hulle het gedoen wat Elia vir hom gesê het, en toe begin hulle bid, en hulle bid, en toe het Elia hulle gespot en gesê, julle God slaap seker, hy slaap seker, skree 'n bietjie harder, en dan het hulle harder geskree, daar het geen vuur gekom by die hemel uit nie, van nêrens af daar vuur gekom nie, weet jy wat hulle later gedoen, hulle het hulle self gesny met messe, en met swaarde, het hulle self stukken gesny, gesê asseblief, God, Baal God, help vir ons, en daar het niks gebeur nie. En toe dit laat in die middag raak, en vroeg aand, toe sê Elia, wel, julle het nou die hele dag gehad, en niks het gebeur nie. Nou kom ons kyk of my God, die enigste ware God is. Wat dink julle het gebeur? Elia het gegaan, hy het sy altaar gebou, met 12 klippe, want ons moes 12 stamme in Israel, en bo op hierdie altaar, het hy die os gevat, wat hy doodgemaak het, en daar opgesit, en hy sê vir hulle, bring vir my water, en ons gooi water oor. Hy het slote om die altaar nogal gegrou, ek het gewonder hoekom. En toe gooi hulle water oor hierdie dier, en die water loop in hierdie slote om die altaar. Hy sê, doen dit nog, hulle 3 keer dit gedoen. So baie water oorgegooi. Toe ek dit lees, toe wonder ek dink hy maak 'n fout. Mens kan mos nie dit doen nie. En Elia gaan en hy val op sy knie, hy sê, o God, wys vir ons vandag dat U die ware God is. Ja. En weet julle wat gebeur? Tannie Lizzie, daai hele altaar raak aan die brand, uit die hemel uitkom daar vuur, en dit raak aan die brand, die dooie dier, die altaar, die water in daai slote, raak aan die brand, alles word verteer deur die vuur. En is dit nie 'n mooi storie nie? En daardie volk, hy gaan Elia gaan toe na die koning toe en sê, sien jy nou wie is die ware God? En daai hele volk het op hulle knieë neergeval en gesê, daar's net een God. Ek en jy kan net vandag seker weet, daar's net een God. En daar's net een redder. Is dit nie 'n wonderlike storie nie? Baie. Ons aanbid die ware God. Tannie Lizzie, jy het vir ons 'n memoriseer versie. Daaruit, waar is jou teksvers? Deuteronomium. Lees vir ons, sê vir ons waar kom dit uit? Dis reg. Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israel, die Here ons God is 'n enige God. Kom ons bid saam. Here, U is die enigste ware God. U het die heelal geskape. U
U het U seun gestuur om vir elke mens se sonde te kom sterf en aan die einde van die wêreld sal U die groot regter wees voor wie elke mens sal moet verskyn. Ons aanbid U. Amen. Goed maats, ag dankie tannie Lizzie. Totsiens maats, tot volgende keer. Totsiens. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let His people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and His ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, He still gave us worth. God sent His Son to live here on the earth. He healed the sick, He made blind men see. He let the lame walk and He set the world free. He died on a cross and He rose from the grave. He conquered sin, He is mighty to save. He went to heaven and He's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. God the Spirit, God the Father, God the Son. 1 plus 1 plus 1 equals 1. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. I'm not afraid because God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty.